Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Mag die genade en vrede van die Here, wat is en wat kom, en van die 7 geeste, wat voor sy troon is, en Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde met ons wees. Amen. Gemeente, kom ons sing tot eer van die Here, Psalm 66, verse 1 en 2. Geliefdes, na die wet sing ons gesang 213 vers 1 en dan na die geloofsbelijdenis vers 3 van gesang 213. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder,
dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Sy liefde vir ons was nie om ons te veroordeel nie, maar om ons tot geloof in hom te bring. As ons in hierdie liefde bly, leef ons as verlostes, en dit kan ons doen omdat hy al ons liefdeloosheid vergewe. Kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, kom ons luister na die woord van die Here uit Johannes 20, verse 19 tot 29. Maar voordat ons lees, kom ons bid eers saam. Barmhartige Vader, God van liefde, ons is so gelukkig om u liefde te ken en te weet, ons deel daarin. Ons is sondaars vir wie u seun mens geword het, om ook ons liefdeloosheid te verander in dankbare liefde teenoor u en teenoor mekaar. Dit het u seun sy lewe gekos, wat hy gewillig afgelê het om ons van die ewige dood te verlos. Ons herdenk ons Jesus Christus se opstanding uit die dood, en ons weet, 'n nuwe begin het met die leë graf aangebreek. Ons bid nou dat ons sal verstaan
wat U vir ons beteken en dat ons nou op U liefde moet reageer met toewyding en geloof. Help ons om te kan hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons met oorgawe in U liefde kan leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ons lees uit Johannes 20, in die opskrif sê, Jesus verskyn aan die 11 ongelowigheid van Thomas. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hul sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Tot sover. Geliefdes, ons kan ons indink in die stemming wat onder die disippels geheers het na die kruisiging van Jesus Christus. Dit was sekerlik een van die skokkendste gebeurtenisse wat hulle ooit deurgemaak het. Skielik het al hulle toekomsverwagtinge in die niet verdwyn. Al hul planne en drome was ons skerwe en net teleurstelling het oorgebly. Hulle sou seker onder mekaar planne begin maak het om ander werk te kry, om aan die lewe te bly. Hoe min het hulle verstaan van die dinge van Jesus Christus gedoen het. Geliefdes, hoe min verstaan ons vandag van wat hy gedoen het. Dit lyk werklik of ons steeds by die kruis wil stilstaan en nie wil aanbeweeg saam met die Here Jesus nie. Kyk maar na die kerkbywoning op Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Waarom die geweldige verskil? Die boodskap van die 2 dae is ineengevleg en behoort met dieselfde erns beheen te word. Die kruis is geweldig belangrik, maar dit wat op die eerste Sondag gebeur het, is nie minder belangrik nie. Die disippels sou weldra besef dat alles nie verby was nie, maar eintlik toe eers aan die beweeg gekom het. Hulle verbintenis met die Here Jesus sou op 'n nuwe manier voorgesit word,
en die gevolge daarvan sou baie verder uitkring as wat enige van hulle ooit kon droom. Dit is wat ons ook moet leer. Die opstanding van Jesus Christus rig sy kerk op die toekoms. Dinge het nie opgehou by die graf nie, want dit was met die Here Jesus gebeur het betekenis vir alle mense op aarde van nou af tot die laaste dag. Geliefdes, die opstanding moet 'n ware geloofsgemeenskap stig. Die berig dat Jesus Christus opgestaan het die disippels bereik. Maria Magdalena het ook vertel dat sy hom gesien het. Die disippels was bang dat die Jode hulle sou kom vervolg. Nou dat die graf leeg is. Hulle het juis tydens die ondervraging voor Kajafas oor die disippels navraag gedoen, omdat hulle bang was vir die opstand van die kant van die disippels. In die gedeelte is hulle saam en is die deure van die vertrek gesluit, juis oor hulle vrees vir die Jode. Die ware betekenis van hulle samekoms op daardie Sondag en alle Sondae daarna sou hier waarlik betekenis kry. Hulle vrese het skielik verander, want die opgestane Here Jesus was onverwags by hulle. Hy wys hulle die merke aan sy liggaam wat deur die kruisiging gelaat is. Hy doen dit sodat hulle kan weet, dit is hy wat daar staan. Hy is gekruisig en het gesterf en is begrawe, maar hy leef en het werklik uit die dode opgestaan. Hy het die dood oorwin. Die disippels kon glo dat hy waarlik die lang verwagte Messias is en dat hy die oorwinnaar is oor die dood en die magte van Satan. Sy opstanding was 'n werklikheid en hulle kon alles glo wat hy vir hulle voor sy kruisiging gesê het. Die feit dat hy daar voor hulle as opgestane Heer verskyn het, beteken dat hulle geloof in hom nooit verniet sou wees nie. So verander hy 'n klompie bevreesde en verwarde disippels in gelowiges met blydskap in hulle harte. Hulle verhouding met hom het nie in die graf geëindig nie. Inteendeel, dit het juis nou nuwe lewenskrag gehad, want hy het die dood oorwin en die wat hom gekruisig het. Dit was die dinge waarvoor hulle bang was en waarom hulle hulself toegesluit het. Geliefdes, Thomas, een van die disippels, was nie by hierdie eerste ontmoeting nie en het van die ander disippels gehoor dat die Here Jesus aan hulle verskyn het. Hy het dit nie geglo nie en wou vir homself sien of dit waar was of nie. In die lig van sy wantroue moet ons die gesprek tussen Thomas en die Here Jesus die daaropvolgende Sondag verstaan. Weer op Sondag, want dit is vanuit sy opstanding wat die lewe van sy kinders betekenis kry en in nuwe rigtings gestuur word. Daarom moet ons as gemeente op Sondag verenig in aanbidding, want uit sy opstanding leef die kerk en leer ons dat dit beteken om waarlik te glo. Weer verskyn die Here Jesus aan sy disippels en hy sê vir Thomas om sy vinger in die gate in sy hande en sy sy te steek. So kon hy dan self sien en voel dat alles wat van die disippels hom vertel het, die waarheid was. Thomas word dadelik deur die Here Jesus tereggewys oor sy ongeloof. Die Here se verwysing na mense wat gelukkig is as hulle glo, al het hulle nie gesien nie, is 'n heenwyse na wat voorlê. In die toekoms sal mense net die woord hoor en nie soos Thomas die geleentheid kry om te sien nie.
Dit is geloof wanneer die woorde van die Here Jesus aanvaar en daarop vertrou word. Dit is waartoe die opstanding ons ook oproep, om in geloof te leef en die Here Jesus na te volg. Ons moet op die woord vertrou en glo wat daar van Jesus Christus verkondig is. Thomas se woorde, my Here en my God, wys op die erkenning van sy sonde en ongeloof en die bevestiging dat hy nou wel glo en weet dat Jesus Christus waarlik oorwinnaar is. Hierdie woorde is in lyn met die belydenis van die hoofman by die kruis, wat ook erken dat Jesus waarlik God is. Hy is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Thomas bely dat Jesus Christus ook vir hom 'n nuwe lewe gegee het. Hy, die twyfelaar, die ongelowige, ontvang genade en kan nou saam met die opgestane Here Jesus die toekoms instap. Die woorde van die Here Jesus wil hierdie heerlike waarheid beklemtoon wanneer hy sê, vrede vir julle. Daarmee het hy vir hulle iets gesê van dit wat hulle kan beleef, nou dat hy die dood oorwin het. Hulle kon die herskepping beleef. Dit gaan daaroor dat hy sonder vergifnis bewerk het en dat hulle nou in daardie vergifnis kan leef. Aan die een kant kom hulle sonder skuld voor God staan en aan die ander kant was die mag van Satan gebreek en hoef hulle nie te vrees vir die kwaad wat hy hulle kon aandoen nie. Die disippels wat hierdie vrede het, is geskik om in sy diens te staan en om sy opdragte te gaan uitvoer. Geliefdes, dit is dieselfde vrede wat elke gelowige vandag nog ontvang en wat ons kenmerk as kerk van die Here. Dit is net jammer dat ons so dikwels in totale onvrede met onsself en met mekaar leef, terwyl ons bely dat ons glo. Die vraag wat hieruit na vore kom, is of ons werklik die vrede van die leë graf beleef. Elke gelowige moet die oorwinning van Christus verkondig. Here Jesus het mens geword. Hy was aan sy Vader gehoorsaam en het die skande en lyding van die kruis verdra. Hy het gesterf en op die 3de dag uit die graf opgestaan. God, die Vader, het sy verlossingsplan in sy Seun voltrek. En hierdie plan moes nou bekend gemaak word. In kort is dit wat die opdrag van die Here Jesus aan sy disippels in vers 21 beteken, waar daar staan dat die disippels gestuur word soos die Vader Jesus Christus gestuur het. Dit beteken nie dat die kerk nou die verlossing self moet bewerk nie. Dit kon net Christus deur sy sterwe doen en die herhaling daarvan is onnodig. Geen mens kan 'n ander mens verlos nie. Die betekenis van die Here Jesus se opstanding moet nou aan die mense wat in sonde vasgevang is, gebring word. Die verlossingsplan moet uitgedra word aan die hele wêreld. Dit was die taak van die disippels en dit is die taak van die kerk vandag. Daarom is sy gemeente op 'n Sondag in die erediens saam, want hier kom ons in die krag van sy oorwinning oor die dood byeen, om die dag van sy opstanding te herdenk. Ons kan ook soos Thomas uitroep, dat Jesus Christus ons Here en God is. Hier ontvang ons ook die vrede van verlossing en oorwinning in Jesus Christus.
Geliefdes, beleef ons hierdie vrede te midde van ons stryd om ons? Is ons besig om die oorwinning wêreldkundig te maak, sodat ander mense ook deel van ons kerk kan word? Soms lyk dit of ons werk vir die kerk net is om verkopings te reël, kondisies te hou, geboue op te rig en in vergaderings te sit. Nie dat die dinge nie 'n plek het nie, maar dan moet dit wees om die gemeente op te bou, sodat hulle as 'n ware gemeenskap van gelowiges kan saamwerk aan die eintlike doel van die kerk, om die verlossingsplan van God te verkondig en so in die oorwinning van die Here Jesus te leef. So rig ons die opstanding en oorwinning van die Here Jesus op die toekoms. Die wêreld is vol mense wat nog die boodskap moet hoor. Dit is 'n groot taak omdat verlore mense meer en die arbeiders minder word. Om dit te kan doen, het die disippels en die kerk leiding en krag nodig gehad. Ook dit word aan hulle gegee. Die Here Jesus het reeds in Johannes 14 en 16 gesê dat die Heilige Gees, die Gees van die Vader en die Seun, aan sy kinders gegee sal word. Sy disippels sou nie alleen opdrag moes uitoefen nie, want die Gees sal hulle hierin voortgaan. Hier in vers 22 het ons Johannes se weergawe van die uitstorting van die Heilige Gees op die disippels, sodat hulle krag sou hê om hulle opdrag uit te voer. In Genesis 2 vers 7 lees ons dat God die asem van die lewe in die neus van die mens geblaas het. En so het daar lewe in die mens gekom. So kon die mens God se opdrag om oor die aarde te heers uitvoer. Die woord van asem of gees of wind het in die Griekse en die Hebreëus dieselfde betekenis. Dat God as ware sy asem in die mens gee, sodat die mens nou as 'n gestuurde kan lewe. So rus hy ons toe om sy oorwinning die wêreld in te dra, terwyl hy self die krag is waardeur die opdrag uitgevoer word. Op dieselfde manier moet ons kerk wees, wat ook gerig is op die mense rondom ons, sodat hulle ook kan deel in sy opstanding en vrede wat daarop volg. Die opdrag wat die Here Jesus aan hulle gegee het, was direk verbind aan die oorwinning wat hy behaal het. Aan die kruis het hy vir ons sondeskuld betaal, deurdat hy sy bloed gegee het en Satan oorwin het en vir ons vergifnis by God bewerk het. Dit is die kern van die boodskap wat die disippels in sy kerk vandag steeds die wêreld moet indra. So vestig sy kerk sy oorwinning oor Satan in die harte van sondaars. Vers 23 lei: As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Maar dit is nie die mense mag om so iets uit sy eie te doen nie. Dit is die gevolg van die oorwinning wat Jesus Christus behaal het. Hy het oorwin, sodat mense se sondes vergewe kan word. En hy het oorwin sodat daar mense wat hom verwerp het, aan hulle sondes gehou word en self die oordeel daarvoor sal dra. So is hierdie opdrag ook ons taak. Toe Thomas hierdie boodskap begryp, het hy op
spontaan sy geloof bely. Hy roep uit, my Here en my God. Thomas besef wat die oorwinning van die Here behaal het vir hom. Hy besef dat sy sonde van ongeloof vergewe is en hy weet dat hy nie net maar 'n mens was nie. Nee, hy is God self. In geloof neem Thomas sy vergifnis aan en hy jubel uit dat hy 'n God het. Hierdie vreugde is elke mens beskore wat die boodskap van die oorwinning van die Here Jesus glo. Hierdie boodskap moet ons verkondig sodat ons saam met ander gelowiges kan uitjubel, my Here en my God. Geliefdes, ek wil afsluit. Here Jesus het uit die graf opgestaan en aan sy disippels verskyn. Hy het Satan en die dood oorwin en hy dra dit aan ons om op hierdie boodskap die wêreld in te gaan en dit ook in te dra, sodat sy kinders in sy oorwinning kan deel en die vrede van die oorwinning van die Here Jesus oor sonde en oor verlorenheid kan ervaar. Ons kan vorentoe kyk, want die leë graf rig ons op die toekoms, waar ons 'n taak het om God as getuienis te dien. Amen. Kom ons bid saam. Ons buig in gebed voor U Vader van ons Here Jesus Christus, deur wie ons die lewe ontvang het. Ons loof U vir U Seun wat die dood oorwin het, om die verskrikking van die graf en die dood te verbreek. Ons loof U ook omdat U Seun vir ons betekenis in ons bestaan gebring het. Want nou is ons aangevuur tot geloof en met nuwe ywer in U diens as getuie van U liefde. Ons het 'n kragtige boodskap om aan die wêreld oor te dra. Jesus, ons verlosser, het uit die dood opgestaan. Hy is oorwinnaar oor die dood en oor alle magte wat teen hom en sy kerk wil stry. Ons bid dit met dankbare harte in die naam van Jesus Christus. Here, die stryd teen Satan lê vir ons voor en dit word net veller elke dag. Wil U ons dan met geloof in die oorwinning van Jesus Christus toerus om blymoedig die pad voor ons te loop. Amen. Geliefdes, Gesang 48 vers 3, 1, 3 en 5. Kom ons sing hartlik saam tot eer van die Here.
Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.